Hallo en welkom. En dankie dat jy vandag ingeskakel het om saam te verken en te leer hoe ons te kan verdiep in die lewe waartoe God ons nooi. Ons verken in hierdie week hoe die eerste kerk, waarvan ons lees in Handelinge, kerk was. Lees saam met my uit Handelinge 2. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. 'n Jong ma het elke oggend, nog voor die son opgekom het, opgestaan om die kinders se kosblikke te pak. En so stap sy kombuis toe, sy sit die ketel aan, en terwyl die water begin kook, sien sy by die venster uit, hoe die eerste sonstrale oor die dakke begin gly. En sy dink in die stilte, God was nog hier, voor my dag al begin het. En sy glimlag, en sy maak 'n kruis met haar duim oor die brood, en sy fluister dankie. Nou iets heilig het in 'n gewone oomblik deurgekom. Nou aanbidding werk jy so, dit breek deur die dun wand, tussen heilig en doodgewoon. En dit wys ons dat God is al reeds in elke gewone oomblik. Nou die vroeë gemeente van Handelinge het dit intuïtief geweet. Ons lees dat hulle het volhard in die leer van die apostels, in gemeenskap, in die breking van brood en in gebede. Nou hierdie ritmes was nie opsioneel nie, dit was die hartklop van hulle bestaan. Hulle het nie Sondag 3 liedere gesing en dan volgende week eers weer daartoe gewag nie. Hulle skets 'n prentjie, dat elke dag is hulle by die tempel, elke dag eet hulle saam, elke dag sing hulle dank tot God. So dink aan die geur van soos 'n brood, wat deur 'n huis sweef, die hande wat brood breek, die lag by 'n eenvoudige kombuistafel. Elkeen van hierdie eenvoudige gebare kan 'n maniere wees om iets te erken van God wat in ons midde iets doen. Deur God te aanbid, leer ons om die gawe van sy teenwoordigheid raak te sien, dit te erken en antwoord met 'n oop hart. Nou in ons moderne lewe is daar soveel dinge wat ons aandag aangryp, soos 'n kind aan 'n ouer se jas. Daar's skerms wat flikker, daar's boodskappe wat deurkom, daar's verkeersgeluide en al hierdie stimulasie bou soms 'n muur tussen ons en die stil stem van God. Nou in aanbidding draai ons die volume knoppie so bietjie af. En dit nooi ons om bewus te raak van God se teenwoordigheid. So wanneer ek my oë toemaak in 'n kerkdiens, of wanneer ek op my kantoorstoel sit en ek hoor my eie asem, dan is daar hierdie realiteit dat ek is nie alleen nie. God dra my, God onderhou my. So om God te aanbid is 'n beweging na rus toe. Die erkentenis dat ek nie alles self hoef of kan dra nie, maar dat God se hande in ons wêreld aan die beweeg is. Soms herinner aanbidding ons dat ons storie is groter as net ons to-do-lys. Dit herinner ons dat God is al sedert Genesis aan die werk. Dat God maak alles nuut, God maak alles heel. En is in die lig hiervan, dat selfs my daaglikse taak, of dit nou 'n Excel spreadsheet is, of kinders aanry skool toe, dat my hele lewe is ingeskakel by die misterie van God wat aan die werk is. Nou een van die mees transformerende werklikhede van aanbidding, is dat dit nie net individueel gebeur nie. So laat ek jou neem na 'n Sondagdiens, na ons geloofsgemeenskap. Mense kom in, iemand raak kleuter, daar's 'n ou tannie wat stap met 'n kierie. En so wanneer die eerste akkoorde van 'n lied begin opklink, kan staan ons op, en som van ons bietjie selfbewus, of ander sing spontaan, en op 'n manier vind ons stemme mekaar. Verskillende stemme, maar een melodie. En dis in daai oomblik wat jy deel raak van hierdie grootse waarheid, dat jou storie, jou vreugde, jou gebroke plekke ingeweef word in 'n groter tapuit, waar Christus alles in almal word. Soos Kolossense 3 vers 16 ons nooi. Ons is nie net 'n klomp skepe op 'n donker oseaan nie. Ons vorm saam 'n konvooi wat vorentoe beer saam.
Nou dit gebeur soms dat ek in die middel van 'n lied aan 'n bekommernis dink. En dan word my stem stil, ek wankel. Maar die persoon langs my hou egter aan sing. En so dra sy stem, sy geloof myne, wanneer myne swak is. En dis een van die grootste geskenke van aanbidding. Die geloof van die gemeenskap dra my. So roep God ons in 'n geheue groter as my eie lewe in. Ons geheue word keer op keer groter, dat hy het ons al soveel keer gedra, hy sal ons ook nou dra. Nou die opdrag van God om hom te aanbid is nie omdat God dit nodig het nie. Ons het dit nodig. Om te aanbid is om 'n waarde te heg aan wie God is en aan wie God doen. So ek wonder, wat is jou gunsteling aanbiddingslied? Kan ek jou nooi om jou foon se alarm vandag te stel, so rondom middagete, en dalk net voor jy eet, die lied aan te sit, te luister of dalk saam te sing, as 'n manier om te midde van alles wat jy doen, net weer opnuut jou aandag en fokus te draai na God, hy wat teenwoordig is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geskenk van die lewe, wat U oomblik vir oomblik vir ons gee. Here, U is groot en U is goed. U is beter as selfs ons beste gedagtes aan U. Here, help ons om ons gees en ons siel so te rig aan U in aanbidding, sodat uiteindelik ons hele lewe 'n aanbiddingslied sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.